Goeiedag en baie welkom by Sondag die 24ste Desember. Dis 'n dag voor Kersfees en ons bou op in ons tema oor die kweek van goddelike karakter en ons is nog steeds by getrouheid. So gepas in hierdie Adventtyd, 'n tyd van afwagting en verwagting. Dis 'n drempeltyd. Mense so by 'n ingang van 'n deur. Ons praat baie keer in die teologie van die eskatologiese spanning, dit wat reeds gebeur het en nog nie gebeur het nie. Ons is so tussenin daai spanningslyne. Groot waarheid wat ons verlede Sondag mekaar gedeel het is te sê dat almal na betroubaarheid smag. Ons almal smag na iemand of iets wat ons kan vertrou, wat betroubaar is. Het sê dit 'n persoon, 'n mens, vriende, familie, het sê dit produkte is of leiers of sisteme. So wat is die sterkste vorm van betroubaarheid vir jou? Hierdie is altyd 'n oefening wat mense by spanbou of leierskap ontwikkeling aanbied, dat jy iemand vertrou om jou te vang. Die ander vraag natuurlik, want ons is besig om te kyk hoe ons elkeen hierdie goddelike karakter van betroubaarheid kan kweek. So die vraag wat ons voortdurend moet afvra, is dit waar van jou en van my? Ons almal is mense wat foute maak, want dit is juist deel van die probleem, né? Ons lewens word oorheers met wantroue in sisteme, in mense, in produkte. Kyk 'n bietjie na die nuus, slaan die koerante oop, die berigte en alles gaan eintlik daaroor dat wie kan jy vertrou? En dit maak ons moedeloos. Want hoekom? Ons is al soveel keer teleurgestel. Die ander deel van die probleem is ons is beperk. Ons is beperk. Ons is onvolmaak. Ons is onvoltooid. Ons is tydelik. Ons is wispelturig. Vandag gaan ons juist na so 'n eienskap kyk van wispelturigheid van die Here se mense in die Bybel. Ons het vir mekaar gesê dat as ons aan getrouheid dink ons aan dinge wat eg is. Dit is dinge wat waar is, nê, waarheid. Dit is betroubaar. Jy kan staat maak daarop. Dit is standvastig. Ons dink aan nog 'n woord wat ons bysit vir hierdie week is die woord lojaal. Ons het mekaar gesê getrouheid is deel van God se karakter. Aan die ander woorde, dis reg deur die Bybel 'n toestand waarin hy homself beskryf en hoe hy homself bewys. Hy is vertrouenswaardig. Ons sien dit soveel keer. Ons het laasweek gekyk na hoeveel psalms dit voorkom. En natuurlik is dit nog altyd God se wil vir ons. Hy verwag gehoorsaamheid. Aan die ander woorde, God verwag dat ons ook getrou moet wees deur ons gehoorsaamheid. Maar hy weet ons sukkel daarmee. Hy weet ons is wispelturig. Maar dis hoekom hy self kom red en versoen. Ons het gekyk verlede week na daardie woordjie emet, wat in die Ou Testament se Hebreëus baie gebruik is vir vertrouenswaardig, getrouheid. Kom ons word eers stil vir 'n oomblik en dan bid ons saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons uit die woord uit kan leer, dat ons daaruit ook waarheid kan ontvang. Ons gebed is dat u ons ook nou in hierdie oomblikke sal begelei en sal toerus, en dat, Here, ons u dieper en beter sal leer ken, om ook self daarin te groei, soos wat u wil hê. Help ons deur die Gees en breek u woord asseblief vir ons oop. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So vandag gaan kyk ons na een van die profetiese wysheid uit die boek Hosea. Nou, Hosea is 'n profeet in 4 konings van Juda se tyd, die suidelike ryk en koning Osia, Jotam, Agas en Hiskia. Hulle was van die laaste konings inteendeel in die suidelike ryk. En dan een koning van Israel in die noordryk, koning Jerobeam die tweede, seun van Joas, wat in die noordryk koning was, uit Samaria. In die teks word al baie keer verwys na Ephraim. Dit was maar eintlik om ook 'n ander naam, 'n troetelnaam of 'n geliefde naam, soos wat die Here ook gehad het vir die noordryk, want Ephraim was een van Josef se seuns wat eintlik in sy plek erfgenaam geraak het en 'n stamnaam gekry het, saam met ook Manasse, die ander seun van Josef. So, daar word ook gesê dat Hosea ook die eerste is van die 12 klein profete. Ons het die groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel, en dan het ons die klein profete. Wat dalk minder belangrik klink, maar dit is nie. Dit is korter boeke.
Daar's 'n hele storielyn aan hoe dit gekom het dat hulle hierdie twee verskillende name kry. Maar eintlik in die ou Hebreëse Bybel was hierdie 12 klein profete in een boekdeel saamgevat, een boekrol. So van daar ook een van die redes vir hierdie naam. Hosea gebruik gereeld die Hebreëse sinsnede wanneer hy praat van Davar Yahweh. Nou dit beteken God se woord. Gereeld staan daar God se woord het tot Hosea gekom, God se woord het tot Jeremia gekom, tot Daniel, God se woord het tot Jesaja gekom en dan sê hulle gewoonlik Ko Amar Yahweh, dan hoor so spreek die Here. Maar hier ook in Hosea se boek sien ons gereeld hierdie sinsnede herhaal keer op keer. Ons gaan stil staan by Hosea 11 en ons gaan na eerste of die hele hoofstuk eintlik in deel lees is ook net 11 verse. Kom ons lees saam. Die Here is aan die woord en hy sê, toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al liefgehad en ek het hom my seun uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Ephraim leer loop, ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Ephraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee. Sien, nou praat die Here spesifiek sy sorg en trou en sy gelofte en sy verbond wat hy gemaak het, selfs die Noordryk, wat hy dan gereeld Ephraim noem, het hy nie verlaat nie. Dan gaan hy verder en sê, want ek wou nie hê dat hy weer na Egipte toe moes teruggaan of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Ephraim het geweier om hom te bekeer. Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Dit is 'n ewel in die Here se oë gewees. Hulle het hom nie vertrou nie. Hulle het ander gode geraadpleeg, waarsêers geraadpleeg. So dit is 'n groot ewel vir hulle gewees. So die Here wys hierdie sonde en hierdie wispelturigheid van hierdie mense uit. En dan in vers 7 sê hy, omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en ander sal die slawe juk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Maar hoe kan ek jou prys gee, Ephraim? Na alles wat die Here sê, hierdie oordeel wat hy uitspreek deur Hosea, kom die Here en hy sê, ek kan nie. Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma, met jou maak soos met Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Ephraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Ons gaan terugkom na hierdie twee verse toe. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu. Dis nou weer die profeet wat aan die woord is. En wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Dis 'n roep, dis 'n uitnodiging. Ons dink sommer aan C.S. Lewis se uitbeelding hiervan deur die karakter Aslan. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu en wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Vol ontzag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. Die Here se woord, Davar Yahweh. So, hierdie profetiese wysheid van Hosea kom op vreemde maniere eintlik. As mens die hele boek gaan lees en dan sit hier die herhaling hoe die volk agter afgode aanloop. Ons sien dit nou weer in hierdie teks. En dis hulle wat God verlaat en nie andersom nie. Dis die Here wat getrou bly. Hy lig die juk op, dat hulle nie skaaf nie. Hy het hulle geleer loop. Hierdie ongelooflike pad soos 'n ouer met 'n kind sal loop, beskryf hy so sterk. En dan kom hierdie woorde na Hosea om eintlik hierdie oordeel uit te spreek, straf aan te kondig. Wat nie 'n maklike taak was nie. Ek bedoel van die begin af in die eerste hoofstuk sien ons hoe Hosea vreemdelinge moes doen. Hy moes trou met Gomer. Gomer is 'n prostituut, sy's 'n ontroue vrou. En hierdie is 'n metafoor reg deur die hele boek, want sy gaan en dan sy weer ontrou selfs ook aan Hosea, alhoewel Hosea 3 kinders behou het. En hierdie metafoor word gebruik, hierdie huwelik waarin haar ontrouheid is, as die voorbeeld van hoe die verhouding tussen God en sy mense is.
God se trou en sy volk se ontrouheid word daardeur uitgebeeld. En hierdie woord van God, hierdie woorde van God is waar en betroubaar. Dit is iets wat altyd vir hulle 'n geweldige ding was, wanneer hulle dit gehoor het. Kom ons kyk weer na vers 8 en 9, soos ek vroeër gesê het. Die Here sê, maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Daai troetelnaam. Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma, met jou maak soos met Seboim? Ek kan dit oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Nou, Atma en Seboim was twee stede wat in die omtrek van Sodom en Gomorra. En wanneer hierdie stede, hierdie groot sondige stede, Sodom en Gomorra vernietig word, is daai verterende vuur so erg dat ook hierdie dorpe vernietig is. Dis amper collateral damage. En die Here sê, dit is die uiteinde van sonde. Dit kring weier, dit ego weier as net op jouself. Dit het effek op meer mense as net op jouself. En dit het daar gebeur deur die geskiedenis. En dan sê hy, ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Wat hoor ek in hierdie verse? God se liefde is sterker as sy woede. As gevolg van sy emet, sy getrouheid. As gevolg van sy gesed, sy loyale liefde. Dit brand sterker as sy woede. Ons leer uit hierdie verse, God kom haal wegloop kinders as gevolg van sy troue liefde. Hy sal intenieel brul soos 'n leeu wat sy kleintjies roep na hom toe, om terug te kom huis toe. In Lukas 19 sê Jesus, vandag het daar redding ook vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy sê dit in die huis van Saggeus. En Saggeus was verwerp deur sy volksgenote, want Saggeus was 'n skelm. Hy was die hoof van tollenaars, hy het mense uitgebuit, hy het sy eie werknemers uitgebuit. En as Jesus by hom kom kuier, dan verander sy hart. En dan sê Jesus, maar ek het juis gekom om te soek wie verlore is. Die leeu van Juda het kom brul, ook in die huis van Saggeus. En hy het tuis gekom, huis toe gekom. Sien, die huis van Israel en Juda het op die einde geval as gevolg van hulle ontrouheid aan die Here. En met Christus se koms is dit juis God wat in sy troue liefde sy mense wil terug hê by hom. Die Nuwe Testament begin so. Hier is die Griekse teks van Matteus 1. En as jy nou 'n bietjie Grieks ken, sal jy 'n klomp name daarin herken. Hier staan, hierdie is die geslagsregister, nê? Die boek Biblios daar in die boonste gedeelte. Genesis sien ons dis geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid en die seun van Abraham. Matteus begin met hierdie geslagsregister. Hoekom? Want God se woorde is waar en betroubaar, wat hy ook aan Dawid, wat hy aan Abraham beloof het. En dis baie keer vir ons 'n bietjie vervelig om 'n geslagsregister te lees, maar die doel daarvan was juis dit, om te bewys dat God betroubaar en waar is. In hierdie Kerstyd gedenk en vier ons die geboorte van Jesus. Hoe God kom ingryp het. God wat kom ingryp het en alle volke nooi, almal wat verdwaal het, alle nasies om hom te vertrou vir hulle redding. In Romeine 15 vers 8 en 9 kom sê Paulus juis, Jesus het namens God se getrouheid gekom vir alle volke en nasies. Dis tog Paulus wat die sendeling word aan die heidene, die nie-Joodse volke. Sien, dis 'n risiko om enigiemand te vertrou en om te weet of hulle werklik vol emet is, of hulle betroubaar is, vol getrouheid is, en of hulle, die woord wat Paulus hier gebruik, pistos is, geloofwaardig is. Jy kan glo wat hulle sê, en hulle sal doen wat hulle sê. Die Bybelse verhaal gaan oor 'n God wat getrou is en wat in Jesus al sy beloftes kom waarmaak het. Die vervulling daarvan. Dis wat Jesus uitroep aan die kruis. En dis waartoe God vir ons roep.
Getrouheid aan hom, sodat die verlore skape kan terugkeer na hulle herder. Kom ons vier ook hierdie getrouheid deur die volgende musiekvideo te kyk en dit ook geniet. Word hierdeur bedien tot eer van die Here. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit and washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, and this is my song. Oh, I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mag ons net so op God vertrou in alles wat ons doen en oral waar ons gaan. En mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Gaan en vertrou hierdie God wat getrou is en kweek self hierdie karakter van getrouheid. Amen.